in Lukas 18 eintlik om te sien hoe gebed lyk. Alhoewel die woorde gebed nie in hierdie teksgedeelte voorkom nie, is nou verse 9 tot 14, het verse 1 tot 8, waar ons die vorige keer stilgestaan het oor gebed gegaan, en hoe ons met volle vertroue tot ons liefdevolle Vader elke dag kan en moet bid en aanhou bid, en dat deur gebed ons afhanklikheid, ons afhanklikheid aan die Here daardeur ook wys. Dis tog ons vernaamste deel van ons dankbaarheid, want wanneer ons weet wie die Here is, wat hy vir ons kom doen het, dan wil ons tog reageer om te sê dankie, en die manier is deur gebed. Hierdie gedeelte gaan eintlik nou verder oor gebed. Dit gaan eintlik oor die gesindheid wat daar by gelowiges moet wees. So kom ons lees hierdie verse. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaars nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gaan staan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste ene. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. So hierdie gedeelte, alhoewel dit nie spesifiek sê, goed, dit is hoe die gebed moet lyk nie, wys vir ons hierdie 2 tipe gebede, en die Here wil dan deur hierdie gelykenis vertel hoe daar hierdie verskil in gebede is wat eintlik in die hart ontstaan. 'n Hart wat weet dat hy die Here in alles nodig het. Dit is wat ons by die tollenaar sien. Jesus wil vir ons die gesindheid van ons harte ontbloot, en hy wil vir ons wys dat die gesindheid in ons gebede, en dis eintlik in ons hele lewe, is van kardinale belang. Dit is ons hartsingesteldheid. As ons deur hierdie rituele wil gaan, die kerkoefening, kerkspeletjie, selfs deur 'n gebedsoefening wil gaan, dit is wat ek moet bid, dan is ons besig om ons tyd te mors. Dis wat hier gesê word. Die Here wil 'n gelowige hê wat in afhanklikheid na hom toe gaan. En ek dink hierdie gedeelte wil wys wat beteken afhanklikheid. Want ons kan sê, ja, nee, ons gaan in afhanklikheid na die Here, en ons gaan sê, nee, ons is afhanklik van die Here vir baie rykdom. So dan bid ons vir die Here vir baie rykdom. Maar hoe lyk afhanklikheid van die Here? En hierdie is 'n gedeelte wat baie mooi vir ons dit uitwys. En dit is wat elke gelowige toe na geroep word, van kleins af. En selfs soos ons nou vanoggend die doop gaan sien, hoe die doop bedien gaan word, dan is dit waar vir daardie kind in 'n gelowige huis, dat die kind grootgemaak word om die Here Jesus te volg. En dit is nog steeds ons opdrag, is dat ons as disippels, as ons sê ons volg die Here Jesus, dan sê ons volg hom in afhanklikheid, ons volg hom met 'n gesindheid, 'n sekere hartsinstelling. En dit is iemand met die regte gesindheid wat weet dat die Here onverdiende genade aan hom bewys het. Daardie is die kern. En die vraag is, het ons dit vergeet? Weet jy van die Here se genade? En word versterk in hierdie gedeelte weer eens. Dat mens bly by daardie beginsel van, dis die Here wat na ons toe gekom het, in sy genade en sy groot liefde, dat ons hom nodig het, dat hy ons nie nodig het nie, dat hy goed is, dat ons sleg is.
En Jesus begin dan hierdie gelykenis deur dit te rig op hulle wat dink dat hulle nie enige genade van enige iemand en selfs die Here nodig het nie. Dit is tog wat vers 9 sê. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. En ja, natuurlik, jy weet wanneer ons daai vers lees en ons lees dit in Lukas, ons sê ons ja, dis die Fariseërs. Dis 'n maklike antwoord hierdie. Maar Jesus gee hierso 'n algemene stelling. Nee, hy goed in die gelykenis self sê hulle sien daar's 'n Fariseer wat genoem word en 'n tollenaar, maar dit is voorbeelde. Maar dit is op enige iemand gerig hierdie gelykenis wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag. So wat beteken hierdie op hulle self vertrou dat hulle regverdig is? Dit is as jy dink jy is eintlik goed. Dit is wat dit beteken as jy dink jy is regverdig. Jy is reg by God. Jy is 'n goeie mens ten opsigte van ander mense. Jy is nie so sleg nie. Dit kan selfs mense in die kerk wees wat dink die kerk speletjies gaan hulle red. Hulle moet net deur al hierdie oefeninge gaan. Of hulle dink dat hulle moet net hierdie standaard navolg en dan is hulle goed en dan is hulle reg by God. En onthou, hierdie standaard is nie noodwendig net in die kerk nie. Mens kan dink aan die hele klimaatsverandering of verskillende aspekte deur geskiedenis waar mense sê, goed, as ek hierdie goeders doen, as ek my rommel so skei, dan doen ek 'n goeie ding en ek is eintlik 'n goeie mens. So as mens myself so vang, dat jy hierdie reëls navolg wat nie in die skrif is nie, selfs in die samelewing daar gesit is, en jy sê maar, ek het hierdie dinge gedoen, ek is eintlik 'n goeie ou. Ek doen my deel vir die samelewing. Nie dat dit noodwendig sleg is om jou rommel te skei nie, maar nie verkeerd verstaan nie. Die vraag is meer, hoe sien ons daardie skeiding byvoorbeeld van rommel of ander goeders? Wat beteken dit om die ander te verag? Dit beteken om op ander mense neer te kyk. Noem weer die rommel voorbeeld. Jy kan die rommel skei en jy kan dink, daai langs in die straat af, hy doen dit nie, hy's nie so goed nie, ek is beter, ek is beter as hy, ek is op 'n hoër trappie. En julle weet al, en julle het miskien al video's gekyk van evangeliste op YouTube en so, en dan sal hulle vir die mense vra, is julle goeie mense? En ongelowiges, baie keer wat sê hulle is gelowig, Christene, en gelowiges spesifiek, mense wat nie die Here Jesus volg nie, sal antwoord, ja, hulle is goed. En dan is daar mos nou hierdie vrae wat daarop volg, soos, het jy al gesteel, het jy al verkeerd na 'n vrou gekyk, en so aan, dan sal die persone probeer die ou uitbring by, maar jy is nie eintlik so goed nie. En dit is die punt. Iemand wat op hulle self vertrou, en dan ander mense verag, want die persoon wat dink hy is goed, sal op 'n stadium ander mense verag, hy sal neerkyk op ander mense. So hoe gaan Jesus hierdie gesindheid ontbloot? En hy doen dit op 'n baie treffende wyse. Hy gebruik teenoorgesteldes om sy punt oor te bring. Hy gebruik hierdie model burger, hierdie model gelowige kerkmens in die Ou Testament, dis die Fariseer, en dan het jy die uitvaagsel, die persoon wat eintlik verag word in die samelewing, en is die tollenaar. Jy het die twee extremes amper. En die twee manne, dis nou vers 10, twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die ene Fariseer en die ander 'n tollenaar. En die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10des van alles wat ek verkry. Hierdie tollenaar
moet mens besef, soos die fariseer nou kyk na die tollenaar, dan moet mens besef, tollenaars daardie tyd was werklik skurke gewees. Hulle was diewe gewees. Hulle was mense wat mense in swaar omstandighede misbruik het. Hulle het nie omgegee om oor mense te trap nie. Hulle was staatsamptenare, hulle moes volg vir die owerheid, vir die Romeinse owerheid, 'n heidense owerheid, moes hulle geld ingevorder het, belastings. En hulle het natuurlik daardie posisie misbruik, want hulle kon meer geld vra om vir hulle self ook 'n inkomste te kry. Hulle was besig met selfverryking, hulle was besig met uitbuiting, hulle het gelewe vir rykdom, vir geld. Dis waarvoor hulle gelewe het. Dit was die kenmerk. As jy 'n tollenaar geword het, jy geweet, jy gaan na jou eie mense toe gaan en jy gaan hulle onderdruk in die grond in om geld te maak. Dis wie jy was. So dit is werklik iemand wat 'n skurk was. Wie sal hierdie tipe persoon in vandag se tyd wees? Dit sal iemand wees wat miskien betrokke is by mensehandel, kindermishandeling of kinderontvoering of 'n dwelmbaas of 'n regeringsamptenaar. 'n Regeringsamptenaar wat sy mag misbruik om onwettige kontrakte te kry en die wet omseil en mense uit die weg uitruim sodat hy net kan meer mag kry of meer geld. Dis tipies die tollenaar van vandag. Aan die ander kant het jy die fariseer gehad. Die fariseer is tipies nou hierdie vooraanstaande en hy is die amper volmaakte voorbeeld van 'n godvreesende man. En dit kan nou enigiets wees, miskien dit kan miskien 'n predikant wees en julle was seker al baie keer in gesprekke, wel ek was al in sulke gesprekke, dan sal mense begin praat en dan op 'n stadium dan sal die mense hoor ek's 'n predikant, jy weet, en dan verander die gesprek. Want hulle is mos nou in 'n meer heilige gesprek. Die punt is nie dat predikante meer heilig is nie, maar dis daai siening van dat predikante is nou meer hierdie volmaakte voorbeeld van godvreesende mense, of miskien kan dit 'n ouderling wees in 'n gemeente, of dit is hierdie publieke evangelis wat almal na opkyk. Dis nou tipies die fariseer vandag. Nou sê mens nie predikante is fariseërs of ouderlinge is fariseërs nie. Maar dit is moontlik dat van die predikante waartoe opgesien word eintlik maar fariseërs is. Of dan maar net hierdie skyn van godsaligheid het. Want fariseërs was gesien as hierdie mense wat amper niks verkeerd gedoen het nie. En hulle het hulle self ook so gesien. Ek dink dis die probleem. Hulle het hulle self ook so gesien. Iemand wat eintlik ook dan meer gedoen het as wat die wet vereis het. Jy weet, die wet vereis dat jy 1 keer per jaar moet vas. Levitikus 16 vers 29 tot 31 sê jy moet net 1 keer 'n jaar vas. Hy vas sommer 2 kere 'n week. Maar vers 12, ek vas 2 keer in die week. Hy doen sommer meer as wat die wet sê hy moet doen. Hy's werklik 'n goeie ou. Deuteronomium 14 sê dit dat in terme van die tiendes, want hulle in die Ou Testament is dit gesê dat die mense moet tiendes gee, maar slegs vir sekere goedere. So is nie deur die banke tiende nie. Daar was net vir sekere goeder se tiende op vereis. En wat hy doen is, in vers 12 van ons gedeelte sê, hierdie fariseer, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. So hy gee sommer nog meer. Hierdie is werklik 'n vooraanstaande kerkman. Maar ten spyte van al sy uiterlike vroomheid, was die fariseer nie geregverdig voor die Here nie. Hy was nie geregverdig voor die Here nie. Wat beteken dit as iemand nie geregverdig is voor die Here nie? Dit beteken hy is nie reg voor die Here nie. Dit beteken hy is nie versoen met die Here nie. Sy goeie werke het hom niks gebaat nie. Sy vroomheid het eintlik vir hom meer straf gebring.
Wat hy nie besef het nie, is dat geen sondaar in homself kan reg voor God wees nie. En hy het gedink, hy kan. Dit is wat hy nie besef het nie. Hy het nie besef dat daar's geen volmaakte mens wat lewe van die sondeval af tot nou nie, behalwe die een mens wat ook self God is, en dit is Jesus self, en dit is Jesus wat daar voor hulle gestaan het, en dit is Jesus wat homself nog steeds verkondig, dat hy is die enigste volmaakte mens sonder sonde, God self wat sy eie bloed moes gegee het. En die Fariseer wou nie dit glo nie, want dit sou beteken, hy kon nie meer op die troon staan nie. Hierdie uiterlike gehoorsaamheid het die Here nie beïndruk nie. God is nooit beïndruk met slegs uiterlike godsdienst nie. Die Here oordeel die gesindheid van die hart wat dan uitvloei na uiterlike gehoorsaamheid. In die sin van, hy oordeel dit ten gunste. Die Here is lief vir die wat die regte gesindheid van hart het, wat ons nou gaan sien, en daardie gesindheid van hart wat dan uitvloei na uiterlike gehoorsaamheid. So dis nie dat mense sê, daar moenie hierdie uiterlike gehoorsaamheid wees nie, die skrif is eintlik baie duidelik daaroor, maar jy kan dit nie hê sonder die gesindheid van hart wat reg is nie. Jy kan nie, dit kan ook nie terugwerkend wees nie. Jy kan nie sê, ek gaan al die goeie dinge begin doen, en dan gaan my hart tot bekering kom nie. Dit werk nie so nie. Ons kan van nature niks goeds doen nie, niks. Sonder geloof is elke ding wat ons doen in beginsel boos en moet gestraf word. So wat was verkeerd met die Fariseer se gebed? Sy grootste probleem was sy hoogmoed. Ja, hy het sy gebed goed begin. Hy het sy gebed begin met God. Hy het sy gebed aan God gerig, o God. Maar die res van die gebed het maar eintlik oor homself gegaan. Hoe goed hy is. Hy het eintlik God misbruik om homself te prys, om oor homself te bid. So eintlik het sy gebed ook nie eens eintlik goed begin nie. Miskien met die regte woord, maar hy het die Here uit die hemel uit wou haal na hom toe en hom misbruik om homself te prys. En hierin sien ons dat gebed, hoe ons bid, die Fariseer sien ons hoe hy bid in hierdie gelykenis. Daardie gebed openbaar hoe ons verhouding met die Here lyk. En net elkeen self sal dit weet. Hoe lyk jou gebed voor die Here? En hierdie is 'n wonderlike geleentheid om, as daar hierdie tipe gebed in jou gebedslewe is, of jou verhouding met die Here, dan is dit 'n wonderlike geleentheid om daai sonde te sien en daarvan te bekeer. Om daai sonde te bely. Jy sê, ja nee, ek is sleg. Ek het die Here Jesus nodig. Vir die Fariseer was die gebed maar net nog 'n manier om self te herinner watter goeie ou hy is. Hierdie Fariseer was eintlik te goed om gered te word. Want hierdie tipe gebed kan ook by ons aanwesig wees. Byvoorbeeld, wanneer ek myself met ander vergelyk en trots is dat ek meer geestelik as die ander is, ons is miskien nie so verwaand wees nie, want ons het die Lukas 18 wat daarteen waarsku, so jy gaan nie, miskien nie dit doen nie. Wanneer ek in my hart, wanneer ek my offergawes aan die gemeente, of wat ook al met ander vergelyk, of my gawes wat ek in die gemeente gee, deur wat ek doen, as ek dit vergelyk met ander en sê maar, ek doen soveel, die ander doen so min, jy weet, daai tipe vergelyking, dan is ons hart ook besig met hierdie hoogmoedige gesindheid.
hoe ons het baie spesifiek in 'n gebed agterkom, en julle moet asseblief hierin 'n baie mooi hoor, want dit is nogal die kenmerk, is wanneer ek byvoorbeeld vir 'n hele maand gaan, sonder om een keer 'n spesifieke sonde wat ek mee sukkel te noem, dan moet ons weet, ons het in daai gat getrap van fariseer. Want ek is verhewe bo my sonde. Gebede, as ons tog bid, vergewe my sondes in die Onse Vader, dan is ons tog besig om te dink aan my spesifieke sondes, nee. Want ons wil spesifiek van spesifieke sondes ook bekeer. Dit is nie net 'n algemene bekering nie. Die dag, so natuurlik, wanneer iemand tot geloof kom, dan is daar hierdie sondes wat hy besef hy doen, en hy moet die straf kry, en dan bely hy, Jesus het vir hom gesterf, en dan het hy vergifnis. Maar soos die geloofslewe aangaan, moet jy vir spesifieke sondes spesifiek bekeer. Dit is waartoe ons geroep word. Maar ons sien ook in hierdie gelykenis die ander manier om te bid. Dis 'n gebed wat getuig van 'n ander bestemming as die fariseer se geestelike bestemming, want hierdie fariseer was op 'n verkeerde pad. Hier's twee gebedes met twee bestemmings. Want anders as die fariseer het die tollenaar vergifnis van sondes ontvang. En hoe sien ons dit in vers 13? En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my die sondaar genadig. Sy gebed het net soos die fariseer met God begin. Die woorde lyk presies dieselfde, maar ons verskillende betekenisse. Hulle het verskillend bedoel. Ja, die eerste stap van gebed is om God se majesteit, sy heerlikheid te sien. Daai is tog belangrik, om te sien met wie hy praat. Maar die verskil tussen hierdie tollenaar en die fariseer se gebed is dat hy God geken het. Hy het nie met hierdie selfversekerheid na God toe gegaan nie. Hy het geweet dat hy die enige ware soewereine wese na hom toe nader in gebed. Hierdie wese, hierdie almagtige wat asemrowend in sy heiligheid is. En dit is duidelik in sy gebedsverhouding, in sy gebedshouding. Kyk wat doen hy staan ver weg. Hy nie omdat hy gedink het dat hy beter as ander mense is nie, maar hy het geweet wie die Here is. Hy was bewus van die Here se helder, brandende heiligheid. Hy selfs om sy oë na die hemel toe op te hef. Hierdie persoon het met vrees en bewing die Here genader, want hy het geweet dat hy 'n sondaar is. En dis tog die aspek van 'n gelowige, en ook dis 'n gelowige se lewe en sy gebed, is die vrees van die Here. Want die vrees van die Here is nie die bangheid van dat jy sê, goed, die Here gaan my straf en ek kan nie na hom toe gaan nie, maar daar is daai element dat jy besef wie die Here is en wat jy verdien. En dan gaan jy oor na, ek wil na die Here toe gaan, want hy is 'n genadige God. Ek kan na sy genadige troon toe gaan. Soos in 'n mate albei, nê. Jy besef wie die Here is, sy grootheid, jy besef sy barmhartigheid. En is daai gesindheid met wat hierdie tollenaar in gebed na die Here toe gegaan het. Ja, sy gebed het met God begin. Dit het ook geëindig met homself, soos die fariseer in die sin van, dit het oor homself gegaan, maar in die sin het dit verskil dat hy sê, en jy sien dit bietjie duideliker in die Grieks, is die sondaar. Kyk mooi na vers 13 in die tollenaar se gebed, dan sê hy: O God, wees my die sondaar. Die sondaar. Hy praat met die Here asof hy sê, ek is die enigste sondaar wat daar is. Ek is die grootste sondaar wat daar is.
wat ons nogal sien by Paulus, hoe hy met die Here gepraat het, en hoe Paulus dan ook van homself getuig het. Ja, hy het dis van homself gebid, maar as die sondaar. Hy het gebid asof hy die enigste sondaar in die wêreld is. Hy het homself nie met ander vergelyk nie. Hy het homself met die heiligheid van God vergelyk. Dit is die groot verskil. Die Fariseer het homself vergelyk met die ander mense. Hierdie tollenaar het tot die besef gekom wie die Here is, en hy vergelyk homself met hierdie almagtige, soewereine, heilige God. En dit het beteken dat hy 'n skuldige sondaar is. Hy staan skuldig voor die Here. Sy sonde het hom ingehaal. Hy het besef wat sy sonde beteken. En dit het hom so oorweldig dat hy kon nie opkyk nie. Hy kon sy oë nie na die hemel toe rig nie. Hy het na die grond toe gekyk. Die Fariseer het afgekyk. Die Fariseer het afgekyk na mense. Die tollenaar het afgekyk na die grond toe. En dan het hy nog sy bors ook geslaan, want hy besef wie hy is. Hy besef sy sonde. Is asof hy hierdie sonde wil uitslaan. Hierdie sonde wat aan hom heg, wat aan hom vasklou. Hierdie was alles tekens van sy berou oor sy sonde. Daardie besef wie hy is. En dis reg. Die tollenaar kon niks vra nie, hy kon niks sê nie, hy kon nie getuig van, hy het ten minste hierdie goeie dingetjies in die verlede gedoen nie. Al wat hy kon sê is, ek het die Here se genade nodig. En dis wat hy in daai kort woorde gesê het. En ons gaan nou sien. O God, wees my die sondaar genadig. Hy het geweet hy moet na die troon van genade toe gaan. Die mees treffende gedeelte van die tollenaar se gebed vind ons tussen God se heiligheid en sy eie sondigheid. In die Grieks is dit baie duideliker. Hierso staan die genade in die Afrikaans aan die einde. Dit sê, o God, wees my die sondaar genadig. Maar in die Grieks is dit omgedraai. Jy uiteindelik is, o God, as jy dit sou vertaal met genadig, dan sê, o God, wees genadig vir my die sondaar. So daai genade staan tussen God en die sondaar. Daar is die genade. En jy sien dit, dan ook hierdie beeld van hoe die Here se genade tussen hom en die sondaar staan. Daai beeld sien ons baie duidelik in die Ou Testament. En daardie Griekse woord, wat daar gebruik word, waarmee dan genade vertaal word, is 'n Griekse woord wat net 2 keer voorkom in die Nuwe Testament. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, daar sien mens daai selfde woord, en mens sien dit spesifiek in die offers in die Ou Testament. En dit word vertaal met versoening. So as mens daardie sin reg moet verstaan, dan sal mens dit so lees, daardie gebed. O God, wees versoening vir my die sondaar. Wees U vir my die versoening. Dit getuig van hierdie tollenaar dat hy die Here regtig ken. Hy vertrou nie op homself nie, hy vertrou op die Here. Hierdie woord, net of julle ek wil net graag vir julle die prentjie skets van die genade wat is tussen God en die sondaar. Want dit is 'n baie prominente prentjie in die Ou Testament. Hebreërs 2 vers 17 gee vir ons insigte hierin. Dit sê daarom moes Jesus, hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Daar is daai Griekse woord, wat ons nou as genade sien in ons teksgedeelte.
En hierdie konsep van versoening gryp terug na die Ou Testament, waar die sondofferbok geslag en geoffer is vir die volk se sondes. So jy het daai bok gehad, en hy moes geslag geword het vir die volk se sondes. Levitikus 16 vers 15. En dan is dit op 'n simboliese wyse dat die sondes van God se sondige mense op hierdie bok geplaas is. Dit kan nie, dit is 'n prentjietaal, nê. Dit kan nie absoluut so wees nie. Maar wat hier gesê word is dit moet gebeur dat daai sonde van die volk op iets geplaas word en uiteindelik is dit op die Messias en dan moet die Messias gestraf word. Maar nou in die Ou Testament is dit hierdie bok as prentjie. Die sondes van die volk word op daai bok neergesit, toegereken en dan is dit die bok wat op die altaar geslag word en dit was noodsaaklik want die sondes van die volk is aan daardie bok toegereken, natuurlik op 'n prentjietaal. En hierdie sakrament het gewys dat elke sondaar die dood verdien. Want die bok word doodgemaak, so as hierdie sonde aan die persoon bly, moet die persoon doodgemaak word. So nou gaan die sonde na die bok toe, die bok word doodgemaak, en dan het die bloed gewys dat daar versoening vir die sonde gedoen is, want die bok is doodgemaak, die sonde was op die bok, hy is doodgemaak, en dan is hierdie bloed, en hierdie is die belangrike punt, en dan is hierdie bloed van daai bok op die versoendeksel van die ark gesprinkel. Die versoendeksel van die ark was in die allerheiligste gedeelte, dit was die plek waar die Here teenwoordig was onder sy volk, tussen sondaar mense, so dit is God daar, dan het jy die versoendeksel gehad, en wat was binne die ark? Die wet van die Here. Die wet van die Here het jou sonde uitgewys, nou het jy 'n heilige God, en wat staan tussen die 10 gebooie en die heilige God? Die versoendeksel. En op daai versoendeksel is dit die bloed wat besprinkel moes word. Die versoendeksel was self 'n plek van oordeel, want in die ark was die wet van die Here. So daar 2 dinge hier gebeur, en dit is nogal belangrik om te besef. Met betrekking tot die sondaar, as mens nou dink aan die sondaar, wat nou daar gebeur het in die Ou Testament, die sondes van die volk is na die bok toegereken, die bok is geslag, die sondeskuld is weggeneem. So as daai bloed besprinkel is die sonde weggeneem. In daai sin is daar versoening. Dit is wat mense in die Engels noem, en ons kry dit nie regtig in die Afrikaans nie, maar miskien as julle die woord eers nou raak lees, dan gaan julle nou begin die verskil agterkom, is expiation. Expiation. Dan is daar versoening in die sin dat die skuld van die sondaar mense weggeneem is. Daar's geen meer skuld nie. Goed. Wat aan die ander kant gebeur het met betrekking tot God se wraak is afgewend deur die versoeningsoffer. God gaan nie meer daai sonde wreek nie. God se wraak is een van God se mees algemene eienskappe wat in die Bybel genoem word. God haat elke sonde, maar nou as gevolg van daai bok wat geslag is, die sondeskuld weggeneem is, gaan God nie meer sy wraak uitoefen nie. En daai noem mens ook versoening in Afrikaans, want in Engels is dit expropriation. Albei moet gebeur. Albei moet gebeur. Met ander woorde, die sondoffer se bloed op die versoendeksel is gesprinkel en daar is die sondaar simbolies van God se wraak beskerm deurdat sy sonde bedek is. En dit is wat die tollenaar gebid het. Want die tollenaar lewe in die tydperk van die offers. Hy het geweet die offers vind daar plaas. Hy het geweet van die bok. Hy het geweet van die taal. Daarom dat hy hierdie bid. Hy sê, Here, wees vir my, wees U vir my die versoening. So hy het basies gebid, God, sal U die middel van genade vir my wees. Ek kan dit nie self wees nie. Wees U die middel. Tweedens het hy gebid, God, sal U op die versoendeksel
vir my wees. Dis wat hy gebid het. Sal u daar op daai versoendeksel vir my wees, want ek kan nie met my bloed daar op daardie versoendeksel sprinkel nie. Eerste kom die God wat volmaak in sy heiligheid is. Laastens kom die sondaar wat die ewige dood en straf verdien. Tussenin kom die bloed van versoening wat die sondaar se sonde wegneem en God se wraak wegneem. En watter bloed kan dit doen? Nie diere se bloed nie, is baie duidelik in Hebreërs ook, anders sê het aanhou offers bring tot wanneer Jesus terugkom. En diere kan tog nie die sonde se straf dra nie. So hoe kon dit gebeur? Slegs deur God se eie bloed, en dit is in Jesus Christus. Jesus, mens en God. So wanneer ons sê dat Jesus vir ons sondes gesterf het, dan beteken dit dat sy bloedoffer aan die kruis daar gedoen is, soos wat die bloed op die versoendeksel van die ark gesimboliseer het. Daar was die expiation, die versoening, wat ons in 2 Korintiërs 5 vers 21 lees, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. So ons sonde het op Jesus gegaan, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dan was daar ook versoening, dat die Here se wraak nie meer toegepas word nie, en dit is die propitiation, en dan is dit Romeine 3 vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening, sodat die Here nie meer sy wraak uitoefen op sondaar mense nie. Waar staan jy? En onthou, hierdie is ook wat die doop ons ook wys. En die doop sny twee kante toe. Die doop sê, ja, glo in Jesus en jy het die afwassing van die sondes, maar weet, daar was die groot sondvloed. As jy nie na Jesus toe bekeer nie, gaan jy geoordeel word. So waar staan jy? Glo jy dat Jesus vir jou versoening deur sy bloed gedoen het, en jy die ewige lewe het, en die opdrag is glo, en jy het dit. Glo dat Jesus vir jou versoening deur sy bloed gedoen het, en jy het die ewige lewe. Daar is net twee bestemmings. Verwerping van God se versoening, en dis die ewige dood. Glo in God se versoening, die ewige lewe. Die tollenaar het hierdie verstaan. Hy het dit verstaan. En wat is die oordeel wat die Here Jesus dan ook vel? In Lukas 18 vers 14 dan sê hy, dis die vers waarmee ons dan ook afsluit, ek sê vir julle, hierdie laaste een, dis nou die tollenaar, het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Kom ons bid.